Baie welkom by die aanlyn erediens van Windhoek-Oos. Die Here groet ons vandag. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus ons Here, en hy doen dit deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons kan ons Bybels oopmaak. Ons gaan lees uit die leesrooster teks Efesiërs 3 van vers 14 tot 21. Nou, dit is ook koninkryktyd en vandag sou ons ook belydenisaflegging gehad het. Nou, belydenisaflegging is nie iets wat ek een keer lang terug gedoen het of iets wat ek nog eendag gaan doen nie. Belydenisaflegging is iets wat ons elke dag moet doen. Dit help vir ons om elke dag vir die Here te sê, Here, hier's ek, maak met my net wat U wil. Ek glo in U. In die koning van hierdie wêreld, koning oor my lewe. Dit help vir ons omdat dit ons herinner dat ons aan niemand anders behoort nie. Kom ons sing ook dan nou 'n lied saam wat ons herinner aan dat ons net een koning het, en so lê ons dan ook vandag saam weer eens belydenis van geloof af. Vader, die aarde en alles daarop, die wêreld en die wat daarin woon, alles behoort aan U, alles behoort aan U. U is die Alfa en Omega, die begin en die einde, die een wat was, die een wat is, die een wat weer kom. In die hande gee ek my lewe, in die hande gee ek my lewe. Amen. Is die Alfa en Omega, die begin en die einde, die een wat was, die een wat is, die een wat weer kom. In die hande gee ek my lewe, in die hande gee ek my lewe. Amen. Here, dankie dat ons met U mag praat. Dit maak ons sterker as wat ons regtig is. Dit gee vir ons moed, dit gee vir ons rustigheid, dit gee vir ons kreatiwiteit. Dankie dat U so baie kan doen terwyl ons net sit en met U praat. Dit laat my nogals wonder wat U nie alles gaan doen wanneer ons hier gaan opstaan nie. Here, wys vir ons dit wat ons nie kan sien nie. Dit wat net U kan moontlik maak, ook deur hierdie teks vandag. Amen. Efesiërs 3 vers 14 tot 21. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom, wat deur sy krag, wat in ons werk, magtig is, om oneindig meer te doen, as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Nou, wanneer Paulus begin, vers 14 en 15, kom ons lees dit net gou weer saam. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Dan, wanneer hy so begin, herinner dit my net weer, dat die rede dat ons hier kan wees, die rede dat ons nou hier kan sit en kuier, die rede dat die son vanoggend opgekom het, en vanaand ook weer gaan ondergaan, die rede vir ons bestaan, is dat God liefhet. Ons is die produk van 'n God
wat lief het. God het lief, en dan kom die heelal in stand. Dan ontstaan die heelal. Ons kan daarom sê, dat God se liefde skepingskrag het. Nou, Stanley Hauerwas skryf 'n artikel, en die opskrif van die artikel is Love is not all you need. Nou, ons is nogal geneig om saam met die Beatles te stem en te sê, maar love is all you need. Wanneer ons aan Christendom dink, dan dink ons aan Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gestuur het. Ons dink aan die liefdesgebod. Hê vir God lief en jou naaste soos jouself. Waarom sal Stanley Hauerwas dan nou sê, love is not all you need? Nou die rede waarom hy dit sê, die probleem wat hy het, is, hy sê, dat ons die kruis vervang het met liefde. En om het nou net in gewone taal te sê, ons het die rooi hartjie emoji, wat ons aan dink, wanneer ons aan liefde dink, in plaas van 'n rooi kruis. En die kruis is nie rooi omdat ons hom ingekleer het nie, die kruis is rooi omdat Jesus se bloed van die kruis afloop. So Stanley Hauerwas sê, ons het, wanneer ons aan Jesus dink, aan Christendom dink, dan dink ons aan liefde, en hierdie is ook liefde wat ons nou kan verstaan, in plaas van dat ons aan die kruis dink. Dit moet eerder omgeruil wees. Die kruis moet vir ons vertel hoe liefde is. En nou wanneer ons dan nou sê, okay, kom ons gebruik dan nou die kruis as bril wat ons opsit wanneer ons oor liefde dink, dan is liefde nogals 'n dodelike ding. Ek bedoel, as ons na die kruis kyk, dan gaan Jesus dood aan die kruis. Hoe het dit gebeur? Hoe werk dit dat iemand wat liefde verkondig, opgehang word en doodgemaak word daarvoor? Ek bedoel, was daar een groot misverstand, was daar 'n kommunikasiegaping gewees, maar hoe is dit dat iemand wat sê, hê lief, hy dan opgehang word aan 'n kruis? Was dit regtig al wat hy gesê het? Hê net lief. Sien, Jesus was nie aan die kruis opgehang omdat hy net gesê het, hê lief nie. Jesus was aan die kruis opgehang omdat hy gesê het, ek is God, ek is koning. En hierdie koning regeer met liefde. Maar nie met rooi hartjie emoji liefde wat ons nou aan dink nie. Ook nie die soetsappige romantiese liefde wat ons op Netflix kry nie. Hierdie God regeer met 'n liefde wat dodelik is. So dodelik dat dit die doodgemaak het. Hierdie liefde waarmee God regeer, is so dodelik dat dit oordeel in vergifnis verander. Hierdie liefde van God is so dodelik dat dit haat doodgemaak het. Hierdie liefde is so dodelik dat dit selfbeheptheid in opoffering verander het. Hierdie liefde is so dodelik dat dit sonde gevat het en dit verander het in bekering, in vergifnis, in belydenis. So sterk is hierdie liefde van God. Hierdie liefde verstaan nie iets soos, ek het jou net voorwaardelik lief nie. Dit verstaan nie iets soos, op my terme nie. Hierdie liefde ken nie iets soos opgee en ophou nie. Hierdie liefde is nie bang vir enige uitdaging nie. Hierdie liefde is wat die wêreld geskep het. Is wat vir my en vir jou aan mekaar gesit het. Julle, dankie tog vir Paulus se gebed, wat hy honderde jare terug geskryf het, en hierdie gebed help vir ons vandag. Dit herinner ons aan hoe God is, dat hy so lief het, dat die skepping ontstaan het, en dat ons van hierdie liefde aan mekaar gesit is. Paulus kon vir enigiets gebid het. Hy kon gebid het, dat
hy uit die tronk uit moet kom, waar hy sit wanneer hy hierdie brief skryf. Hy kon gebid het dat die Efesiërs asseblief nie in die tronk moet beland, omdat hulle agter Jesus aanloop het. Hy kon gebid het dat die Efesiërs tog net moet veilig wees, dat hulle nie vervolg sal word nie. Hy kon gebid het dat hulle asseblief net gesond moet bly, sodat hulle die evangelie kan verkondig. Hy kon vir al hierdie goedjies gebid het. Maar waarvoor bid Paulus? Hy bid en hy vertel hoe God is. Hy weet, dit is al hoe die Efesiërs gaan kan oorleef. As hulle onthou wie hulle aan mekaar gesit het, maar ook waarvan hulle aan mekaar gesit is. Weet jy dit? Weet jy dat jy van God se liefde aan mekaar gesit is? Weet jy dat jy van skepingskrag aan mekaar gesit is? Weet jy dat jy dodelik is? Ek bedoel, ons lees net die nuus en dan sien ons hoe haat, hoe vyandskap, hoe oorlog, hoe seer en hoe stikkend doodgaan wanneer God se kinders begin opstaan. Ek bedoel, niks kan hierdie liefde wat God vir ons het, waarvan ons aan mekaar gesit is, blus nie. Ek bedoel, kom ons kyk na die nuus. Verlede week die onluste in Suid-Afrika, in Gauteng en in KwaZulu-Natal. En daarmee wil ek nie sê dit was nie erg en verskriklik en mense het 'n klomp goed verloor en so nie. Maar kyk wat het gebeur. Dit het nie verder gegaan nie. Mense het opgestaan, saamgewerk, begin skoonmaak, begin regmaak. Dis hoe God se liefde werk. Dis dodelik. Dis dodelik vir mense wat net wil verwoes en doodmaak. Geen wonder, verlede week het die Meyrings se projek wat hulle klomp sagte speelgoed bymekaar gemaak het en vir mense in hospitale uitgedeel het. Geen wonder dit het gebeur nie. Kinders het honderde van hulle sagte speelgoed opgeoffer vir mense wat siek is. Geen wonder dit gebeur nie, want ons is van liefde aan mekaar gesit. Geen wonder dat ek op 'n gereelde basis hoor hoe mense hulle salarisse weggee nie. Gedeeltes van hulle salarisse of selfs hulle hele salaris weggee vir mense wat nie meer huur kan betaal nie, wat nie meer kos het om te eet nie, wat nie meer kan krag opsit nie. Geen wonder dit gebeur nie, want ons is van liefde aan mekaar gesit. 'n Liefde wat skepingskrag het. Geen wonder in hierdie tyd hoe ek hoor van mense wat hulle huise verloor, nie meer plek het om in te bly nie, en dan ander mense wat sê, maar ons het 'n ekstra kamer, kom bly by ons. Geen wonder dit gebeur nie, want ons is van hierdie God se liefde aan mekaar gesit. God se liefde, julle, is net so sterk. Niks kan dit blus nie. Nie die donkerste donker nie, nie die grootste nood nie, nie die slegste sleg nie. Onthou tog wie vir jou aan mekaar gesit het. En onthou tog waarvan jy aan mekaar gesit is. Kom ons bid Paulus se gebed saam. Here, ons kniel in gebed voor U, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Maak asseblief vir ons deur U Gees innerlik sterk. Jesus, bly in ons. Mag ons gewortel wees, gegrondves wees in U liefde. Wys vir ons, Here, hoe wyd en ver en hoog en diep U liefde vir ons is. Mag ons U liefde ken, U liefde wat ons verstand te bowe gaan. Maak ons vol, Here, vol van U. Dankie dat U, deur U krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan U kom al die eer toe. Mag ons U kerk U verheerlik. Amen. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should
should give his only Son and make a wretch his treasure. How great the pain of searing loss! The Father turns his face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Behold the man upon his cross, my sin upon his shoulders. Ashamed I hear my mocking voice call out among the scoffers. It was my sin that held him there until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, his death and resurrection. Why should I gain from his reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: his wounds have paid my ransom. Why should I gain from his reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: his wounds have paid my ransom. Onthou tog asseblief, jy wat van God se liefde aan mekaar gesit is, dat die genade van Jesus, die liefde van God en die intense nabyheid van die Heilige Gees by elkeen van ons sal wees en bly. Amen.